Wat jy in daai video sien is Mark Andrews, oud Springbok, wat vertel van 'n wat is 'n encounter van 'n geleentheid wat hy bygewoon het en Madiba kom daarin en Madiba groet die hele span en dan sê Madiba maar wag, ek het nog nie almal gegroet nie en hy verstaan nie so lekker nie. Dan beweeg Madiba daar na die agterkant van die lokaal en gaan groet twee skoonmakers. En Mark vertel dat dit vir hom 'n teken was van die soort mens wat Madiba was. Hy het die klein mense of die onsigbaardes, het hy raak gesien en het hy erkenning aangegee. Doen jouself 'n guns wanneer jy weer by 'n mall kom, 'n winkelsentrum, julle in die noorde, maar by malls daarso. En gaan groet gou die skoonmaker of die veiligheidswag. Dan gaan jy sien wat is die reaksie wat ek ervaar dikwels. Daai persoon is so gewoond, die enigste mense wat aan hom of haar tik of aandag gee, is iemand wat die winkel, waar is die vir die security of vir die skoonmaker. Ek tik aan die skoonmaker of aan die security, net om te vra, hoe gaan dit vandag so met jou? Nou, dit is seker nou in Engels die meeste van die tyd, maar how are you? Sorry sir? How are you? En nou met die sien die reaksies is in genade, ek kan nie glo iemand vra vir my, hoe gaan dit nie? Want ek is so gewoon iemand soek 'n winkel, ek was al reg met, wat soek jy? Doen dit, want dit is iets wat Madiba ons geleer het, of wat ons by Madiba sou kon leer, as jy na die video gekyk het. Maar aan die einde van die video, is daar 'n aanbieder, mede-aanbieder op 'n televisieprogram, met die naam Hendrik Wyngaard, die program Tuis met Tuis. En dan maak ek nou vir Madiba na daar, so, almal kan nou min of meer die Madiba shuffle doen, maar wat ek daar probeer is, how are you? En is net ongelooflik hoe mense reageer, want dit is 'n tipiese Madiba 'n ding man, dat hy baie kom, die groot persoon, besluit hy wil eers weet, hoe gaan dit met jou en jou familie, voordat hy kom by die queen en by die presidente wat saamgekom het, en die voorsitters en die uitvoerende hoofde en direkteure en sulke mense, die sogenaamde hoë mense. So ek dink op 'n dag van vandag, wat ek dan ook daar sê, mense sal gereeld praat van die bekende aanhalings van Madiba, en in daai video het ek gedink, dit is eintlik vir my die bekendste aanhaling, dat hy groet, en hy was ook ongelooflik daarmee om mense se verjaardae te onthou, ek reken hy het dit opgeteken, maar net die idee van Madiba bel jou op jou verjaardag, of jy nou 'n Springbok kaptein was, en of jy nou 'n personeellid was in die Uniegebou, daai is van die goed wat ons kan leer by Madiba. Op 'n dag soos die internasionale Nelson Mandela dag, word baie van die aanhalings van Madiba afgestof en op sosiale media gedeel, as ook in toesprake gevoeg. Twee van die bekendstes is dit wat hy gesê het oor sport, se belangrike rol in ons samelewing, en die ander een is oor die krag van onderwys of opvoeding. Daai sportaanhaling kom uit die jaar 2000 en dit was by die eerste Laureus Wêreld Sporttoekennings. Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. En ons sal saamstem dat wanneer jy kyk na die effek wat die 95 Wêreldbeker wen span Springbokke tot vandag 30 jaar later steeds op ons het. En natuurlik die 3-4 wenne daarna. Hoeveel? 3. Twee daarvan agter mekaar. As ons kyk na wanneer Siya Kolisi op die televisieskerm verskyn of in die openbaar verskyn, wel ek vies was die ander dag vir hom toe hulle teen die Barbarians gespeel het, dus ek is Sondag op die lughawe en hy het gekom saam met die Bokke en hy het toe gaan sit, hy het so al vinnig beweeg om daar by die huisbak te kom wat hom slow lounge toe sou neem. So dink ek, dis bietjie onlekker, want die ander ouens soos RG Snyman, jy weet, RG Snyman was daar vir 'n selfie saam met my. Ek het hom in so 2 dele geneem. So ja, maar ek verstaan ook die druk van, jy weet, almal wil die hele tyd hier rondom jou wees en soms wil jy net bietjie asemhaal. En dan natuurlik, ons hoef nie te praat oor die vleuels nie,
ek moet mos altyd die ding huis toe bring, Cheslin en Kurt Lee en Grant Williams en Manny, selfs Manny, ja, en Kanan Moody en ag jy weet hoe kan 'n mens aangaan. Dan sien ons aflosspanne in atletiek, hè? En ons vat eintlik ons gee nie genoeg aandag aan hulle nie, want ons is ook rugbymal. Maar as jy sien hoe hulle dit doen en dan sien jy agterna, ek het nie eens besef nie. Dis nogal 'n verteenwoordigende span sonder dat daar enige druk of kwotas of sulke soort moeilikheid daar was. En dan, dames en here, daai Banyana doen ook alright julle. En selfs Bafana het in die afkok die Afrika Nasies beker daarom die brons of die derde plek behaal die vorige keer, so moenie kom speel nie. Maatskaplike samehorigheid is die belangrike ding. Dis wat Madiba eintlik bedoel het. Wat sport vir ons spesifiek vir Suid-Afrika met die verdeeldheid wat ons nog maar, jy weet, is soos mole, né? Sien jy maar net daar so gat en hier's 'n bietjie 'n hoopie of so aan. Daai molshope van mismoedigheid wat ons nog steeds in ons samelewing het. So wat sport doen, dit maak dat ons skop hy weg in ons, soos wat ons saam vier wanneer jy vir Italië, wat 'n skaamte, wen soos wat ons verlede naweek daaronder in die baai gedoen het. Die aanhaling oor onderwys wat Madiba vir ons nagelaat het is: education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jammer vir die van julle wat gewag het dat ek die ook nou in Madiba se stem moet nadoen. Ek is net bang ek kry dit nie reg as julle. Hy die eerste keer hy het gedoen, die tweede keer hy kon maar gaan los het, jy weet. Totdat van 'n meneer wat gesê hy maak seker dat dit nie te lank aangaan nie. Want dit kom mense by en sê, "Mamma, dit was nou julle." Hy het geweet so, hy hom seker nie so lank aan te hou het nie. Julle, soos wat julle hier sit vanoggend, is deel van die bewys van daai krag wat opvoeding verteenwoordig of besit. Dit bly jammer in ons land dat ons ten spyte van 'n besteding van 13 tot 16%, blykbaar ook tot op 20% as jy nou tersiêre onderrig bytel, uit ons nasionale begroting bestee word aan onderwys, maar dat die resultate daarvan nie altyd sigbaar is nie. En elke jaar, ouers dik of hoeveel ook al elke 4 jaar wat dit mag wees, met daai internasionale toets wat moet kyk hoe ver kinders gevorder het met lees met begrip. Graad 4 staan 'n 2 in die taal van die mense wat nou al 50 geword het. En dankie dat julle saamstem dat dit ook nie altyd so lyk nie. So ons hoor elke keer wanneer ons in die toets deelneem, hoe swak die kinders vaar met lees met begrip. Maar daai toets nie vir jou sê nie, as hoe dit gaan in graad 6, graad 8, en hoe dit gaan in graad 11, en graad 12, en hoe dit gaan onder die eerstejaars op die campus nie. So dis nie net die graad 4 wat nie kan, dit begin dalk daar, maar dit eindig beslis nie daar as jy hoor wat sê jou dosente vir jou nie. Jy kan net nie, en daar is soveel volwassenes in ons samelewing vandag. My generasie, wat dink dit is alright om te skryf soos wat die kinders hier met hierdie chatpaal doen. En dalk is ek nog nie getroud toe, omdat ek kan nie, as jy nie kan ordentlik skryf, dan gaan ek gaan nie meer op pad stap nie. Ek kan nie, okay. South Africa's education budget for the 2025-2026 period is allocated 598.7 billion rand to learning and culture, with basic education receiving 332.3 billion. A key focus is on improving school infrastructure, providing learning materials, and supporting the National School Nutrition Program. The budget also includes provisions for early childhood development and the Funza Lushaka Bursary Program. Ek het nie die voorreg gehad om 'n kleuterskool of 'n ECD sentrum by te woon nie. Ek het in daai ECD jare in my ontwikkeling onder die plaaslorry geleef waar my ma op die eie land gewerk het, eers om eie te plant, dan om die eie te oes of te trek, het ons gesê. En ek en die ander laities van die ouers wat gewerk het daar, was aan onder die lorry op streepsakke, en daar het ons gelê en wag tot die etenstyd is, 'n brood wat maar net iets water of vakvet en rooi jam sê ek altyd opgehaat het, en koffie, jy moet nie vir my jammer ken, ek gaan by die punt kom, en koffie, die koffie is nou al koud in daai wynbottels,
die wynbottel wat oor die naweek gebruik is, die word nou gebruik as 'n fles deur die week. Dit is waar ek was. Die reuk van eie het van daai tyd af vir my 'n besonderse betekenis, 'n inherente, onlosmaaklike konneksie met, ekskuus dame, as jy met Afrikaans. Ek sê ek het my Afrikaans geleer onder die plaaslorie met die reuk van eie wat my omring. Dit is waar. Dit is waar. Dames en here, toe het ek op die gebou gaan werk die jaar na matriek. Maar miskien moet ek eers, ek wonder of ek nee, laat ek vir julle sê, ek was nie 'n slegte leerder. Ek bedoel, ek het dit reg gedoen. Ek bedoel, ek het geslaag. Ek is nie oorgeplaas nie. Ek hoef ook nie net 30% te behaal dit nie, okay? Maar ek was 'n lui student. En daarom kon ek maar slegs deur matriek skuur, soos wat die van julle wat Oudtshoorn se Kango-grotte ken en die skoorsteen ken. As jy kyk kom so neer, maar jy moet deur, want ek moet by die volgende standaard uitkom. Ek bedoel, ek moet deur matriek kom. En matriek is soos hy skoorsteen hier voor jou, en dan wanneer jy nou deur is, né, as jy aan die ander kant dan, as jy so uitasem en jy's half bang vir waar toe nou, as jy nie mos moet terug. Okay. En in daai jaar op 'n ernstige noot het my ma ook, toe ek matriek skryf, Junie vakansie, het my ma 'n geboortegeskenk sonder dat ons geweet het sy is swanger en 10 jaar nadat my pa al afgesterf het. Maar ek was op skool toe en ek het eksamen gaan skryf. Dan, dames en here, as julle wonder hoekom noem ek dit, dis omdat ek altyd vir die kinders sê waar ek motiveringspraatjies doen, dat jy kan aan enige verskoning dink, jy kan nie my verskonings beat nie. En as ek nie my verskonings gebruik het om van my lewe iets te maak nie, dan kan jy ook nie reken dat jy jou verskonings moet gebruik, soos ek altyd sê, om jou vermoëns te oorskadu nie. Jou verskonings mag nooit jou vermoëns oorskadu nie. Ek sloop 'n ander dag in die Engelse translation ding vir waar is die dame wat ek gegroet het vroeër? The English speaking. Was it you? Yes, I'll get the guys to translate that one for you. It's a really powerful. I mean, look at it this way. There might just come a time where you feel the need to quote me and not Madiba. So, dames en here, so nederigheid was nog altyd een van my uitstaande kenmerke. Ek is dankbaar bly dat julle dit erken. Toe gaan werk ek op die gebou soos wat ons sê hier in die Kaap, dit beteken maar konstruksie na skool. En dit het van jou vereis in weer soos hierdie, dat jy soggens vroeg op die bakkie klim, die bakkie het 'n kap op, die kap het vensters, die vensters word toegemaak deur die ooms wat saam met jou op die bakkie sit, en daai ooms het gestaan, mielies en boontjies opgeëet, en daai ooms het ook plakpille in hulle monde, en daai ooms weier dat jy die vensters oopmaak, al het jy 'n borsie. En so was dit die winde van verandering van die ooms wat gemaak het dat ek besluit het, ek klim af en ek gaan studeer wel. Dit het van my die eerste in ons groter familie gemaak, as jy nou praat van my ma, my pa se kind, sy broers, susters en kinders, een van die eerstes aan my ma se kant klink dit vir my, en een van die eerstes aan my, aan my pa se kant, een van die eerstes aan my ma se kant, die eerste, 1993. Ja, my een broer, en mense sê altyd, hoekom praat jy so oor jou broers? Ek doen dit want, ek wil veral vir kinders wys, en julle kan dan vir die kinders gaan vertel, dat kinders kan in dieselfde huis uitkom en verskillende besluite neem, en dan eindig hulle op verskillende plekke op in die lewe. Soos ek hier staan, het my broer, die tweede jongste, waarskynlik al sy eerste tik getik vanoggend, het my ouer boeta waarskynlik al sy eerste rooi propie, die goedkoopste van wyne wat jy op die mark kry, gedrink. Dan doen hy tuinwerk wanneer hy lus het, en die ander broer, albei super talentvol, so begaafd, maar die een het in graad 11 3 keer gedraai en besluit, hy het nou genoeg, en die tweede jongste, wat eintlik die naaste aan my is, het graad 9 herhaal, en hy het gesê, hy dink hy het nog genoeg skool gegaan. Wat hy ook gesê, very famously, moet ek byvoeg, is dat hy reken, omdat hy in graad 1 gedryf het, en ook in graad 5, kan hy die 2 jare bytel, en die een wat hy ekstra gedoen het, in graad 9, dan het hy eintlik matriek gemaak.
Okay. Nou wil ek asseblief vir julle vertel dat ek uiteindelik myself professioneel kon bekwam om vandag en eintlik voor dit ook 'n rol te kan speel om daai ding wat Madiba van praat, van die wêreld te verander, en ek het hier ingevoeg die wêreld te verander. Dit het ek gedoen eers in my rol vir baie jare in nuuskantore, by die Burger, by Rapport, en toe as ek na RSG se aktualiteitsprogramme toe, en uiteindelik het ek op Kyknet 'n bydrae kon maak op KN Verslag, en die baie gewilde Klop, wat 'n program was waar ons brein mense se suksesstories, se geskiedenis, se lekkerte kon uitsaai. 'n Program, dan was wat mense ook op nie worry nie man, ons het nie ver van mekaar af nie. Maar dit was nou werklik waar 'n program waar 'n ou se selftrots, ek identifiseer kultureel as brein, dis nie die verwoord label nie, so moenie ook nie worry oor daai goed nie. En ek is in elk geval by daai goed baie lankal al verby, want daar's soveel van ons wat brein is en Afrikaans sprekend is, wat nog vashaak daarso, en dan vra jy wat doen jy, en dan sê hulle, nee, ons praat nou eers oor daai saak, los vir my. So ek doen, en ek is hier om by julle te kla nie, maar in die jaar 2022, toe ons Kaapse Forum gestig het, die organisasie wat ek tans lei, uit 'n organisasie wat in breingemeenskappe wil doen, wat AfriForum vir 20 jaar min of meer al doen in Afrikaner gemeenskappe. Ja, julle, toe kom die hel in die ekon en die muggies en die hotte en die dak en alles kom af op ons. Waaroor was die kritiek? Die kritiek was oor saamwerk met 'n wit organisasie, of soos wat die vyand dit wil hê, boereorganisasie, of erger, regse organisasie. As jy 'n boere of 'n regse organisasie regtig is, hoekom sal die college wil help? En as jy 'n college is wat nie wil werk met die boere en die regses en die wat dit ook al mag wees nie, doen jou eie ding. En kyk rondom jou, dan sien jy dis die ACVV byvoorbeeld, of die ATKV byvoorbeeld, of Helpende Hand byvoorbeeld, of die skoleondersteuningssentrum van die Solidariteit Beweging byvoorbeeld, wat in breingemeenskappe baie insit om 'n verskil te maak. Hulle hang dit nie aan die groot klok nie, maar dit word gedoen. En toe in April 2022 verruil ek toe na die mediawêreld daar in Johannesburg vir die kantore van Kaapse Forum in Kerkstraat in Durbanville hier in die Weskaap. Jy kan amper sê, ek het mos gesê ek is baie nederig, dit was 'n skuif weg van roem na 'n roeping. Want jy staan soggens op en jy weet nie wat om te verwag nie. Maar wanneer jy daar buite kom, dan sien jy die ellende en dit lyk of dit net meer raak. Daai fatalistiese ingesteldheid. Here meneer Klop, wat wil dit nou help? Hier is tog niks vir ons om te doen nie. So, ons raak afhanklik van die sopkombuise en van die sassa rye. En weet julle wat is vir my so onbegryplik boosmakend teleurstellend is dat, kom ons doen net gou eers dit. Ja, daar is mense wat regtig so arm is dat hulle regtig elke dag in 'n sopkombuis ry moet gaan staan om daarom een maaltyd vir die dag te kry. Ja, daar's mense wat werklik nie kan gaan werk nie omdat hulle gestremd is en afhanklik is van 'n ongeskiktheidstoelaag. Daar's mamas wat regtig nie anders kan as om staat te maak op die kindertoelaag nie. Daar's 'n ouma wat niks anders het nie want die kinders werk nie. So sy het net hierdie ouderdomspensioen wat sy kan gebruik om iets vir die huis te kry, want die kinders en die kleinkinders versamel so hier rondom haar. Né? En dit groei, die getalle groei. En dan gaat staan die ouetjie wat die kind gemaak het, saam met die meisie en al twee werkie in die rye vir die kindertoelaag wanneer sy kind ook sê hy. Ja. Maar my oudste suster het 'n 27-jarige seun wat nog nooit werklik gewerk het nie. Hy het matriek gedoen, hy het matriek gedryf, toe hy matriek die vak wat hy moes oorskryf gaan ek vra hom, as daar iemand wat jy weet in jou klas of wat klaar gemaak het wat goed is met daai vak, dat die persoon vir jou kan help, lesse gee, Anke sal betaal of no Anke, I'm fine, I'm sorted. Onthou dat ek nou dit
dat hy in Engels antwoord, want ons kom by daai punt uit. En dan moet julle net vir my herinner aan, wanneer ons oor taal gaan praat. So, hy sê, no, I'm good, now this time, I'm en hy het van hy hare wat jy kan gel en sulke goeders mee maak. Sy ankel het van hy hare gehad, eens op 'n tyd. Okay. Dan kom hy terug en sê ek, en hoe het het gegaan? Die uitslag gekry? Ja, I got my, just sorted another 3% again this time, uncle. Sy het 2 keer gaan skryf en het albei kere 27% gekry. Hoe moeilik kan dit wees? Hey, maar hier is die goeie nuus. Hy het mos nou hier bietjie gewerk, daar bietjie gewerk, nooit regtig dat jy eintlik 'n CV kan bou nie. Maar ons gooi CV's in. Ek sê, wat is op daai CV wat julle so ingooi? Maar hy gaan gooi sy CV in. Hy gaan, okay. Toe het hy onlangs begin werk by iemand in my straat wat hout kap, hout verkoop, hout maak, hout kap, so hy kap, en toe het hy sy pinkie beseer julle. Ja, dis verskriklik. Hierdie deel nee, hy het dit vir my gewys. Dis hierdie deel, en dit staan nou so, daai deeltjie staan nou so, en dit kan nou nie reguit nie. Ja, dis 'n krisis in sy lewe. En die enigste oplossing was toe hy gaan dokter toe, en die dokter sê nee, ons weet nie wat kan ons doen hier aan nie, ons moet maar nog kyk. En die volgende deur waarna hy klop was toe die SASSA deur. So hy kry nou 'n maatskaplike toelaag, ja, ongeskiktheidstoelaag. Hy sê as nog 3 maande oor. Daai bedrag is R2.300 per maand. Vir 'n jong man wat gesond is, behalwe sy pinkie se punt. Here, jy ekskuus, ek besef nou ek moet nie die Here se naam noem. Ek het nie bedoel Here nie, ek bedoel net Jesus. 27 jaar oud, jou pinkie se punt. As hy right hier, en ek sê nou kom hy die ander dag toe hy sy toelaag het kry, ek kom hy iets, ek ry verby hom, ek is op pad om my dogtertjie, oor wie ek julle nou gaan vertel, te gaan haal by die skooltjie, dagsorg, die wat. En hy stap net lekker, ja, I'm a SASSA guy, I have no worries. Wat gebeur in daai proses? Dit is 'n afhanklikheidssindroom wat gebou en ontwikkel en versterk word. Daar's geen wat s'ie woord? Onus op hom om te gaan werk soek, om te gaan, ek sê van Google 'n bietjie. Google en kyk wat is daar wat jy wil doen en waar bied hulle opleidingskursusse aan. Dan kom jy na my toe en ek betaal vir jou vir daai kursus. Toe raak jy ou so vir 'n halwe dag stil of 'n dag en 'n half. Toe as die boodskap wat ek kry, "Hi uncle, can I maybe have your Wi-Fi password please, because I'm trying to do a bit of research here." Nodeloos om te sê het uncle nooit op daai boodskap geantwoord nie. Daar was net terug na my toespraak. Ons het verlede Saterdag op 28 Junie op Genadendal 'n onderwyssimposium gehou en ons het daar spesifiek gefokus op taal. Want wat in die gemeenskappe waar Kaapse Forum werk, heel dikwels gebeur, is dat ouers hulle self oortuig dat dit die beste ding vir hulle kinders is om die kinders in Engels groot te maak. En dit is oké. En dit is hulle volle reg. En dit is selfs beter as die Engels in die huis beter is as wat dit dikwels is. Wat gebeur in daai proses? Jy stel die kind bloot aan wat spraakterapeute en sulke mense noem taalverwarring. Almal praat Afrikaans hier rondom die kind, maar met die kind praat hulle Engels. Almal met wie die kind buite speel, is Engels sprekend, almal by die skool, is Afrikaans sprekend en ook by die skool is dit 'n Afrikaanse omgewing. Maar sê sommer nou Kurt Lee moet Engels praat, want hy het ook 'n Engelse naam onthou, so dit pas net beter. En wat gebeur is as die kind dan by die regte skool kom, dan vind die onderwyser uit jy kan met die kind nie die kant toe of daai kant toe nie. Want die kind is iewers vasgevang tussen 2 tale. Taal wat by die huis gepraat word en die taal wat met hom gepraat word, wat hy gemaak glo word dat hy is dan nou Engels sprekend. Né? Eat your food up. Excuse? Make finish man. En dit is snaaks, ons moet lag oor. Maar nadat ons gelag het, dan moet ons besef dit gaan ook ons se las raak, ons se probleem raak, ons wat die regte goed probeer doen. En nou wil ek terugkeer na wat Madiba gesê het. So die 2 waarvan ons die meeste hoor is sport en
onthou dis Rudolf wat langer aangehou, dis nie ek wat langer praat nie. Amen? Ja. Die twee aanhalings wat die meeste gebruik word, is, of kan ek net goed dit vinnig sê? Nee, ek gaan terugkom na toe. Ek moet toch vir julle van Ivory vertel, ek gaan vir julle van haar vertel, wat 'n bladsy is dit? Kan ek asseblief net vir julle sê, die verwysing na die Genadendal Symposium het ook te doen gehad met Kaapse Forum se eie 7-punt plan vir onderwys. En die plan is beskikbaar op ons webwerf, kaapseforum.co.za, en julle gaan daar ook 'n skakel natuurlik kry wat vir julle sê, as julle glo in die werk wat ons doen, wys vir ons, deur op daai skakel te klik. Daai skakel sê dalk sluit aan, of dit sê ondersteun ons, of dit sê skenk vir ons iets, maar dit is 'n saak tussen jou en jou hart. OK. Ons het gesê, ons wil met hierdie onderwysplan van ons, ek gaan nie daai aanhaal en julle kan maar dit self gaan lees, maar hier's 'n belangrike ding. Ons praat daarvan, of ons praat in die onderwysplan van 'n waardige wegspring vir elke kind. 'n waardige wegspring vir elke kind. Want wanneer daar oor onderwys gepraat word, baie keer, dan fokus mense op beurse, en daar's 'n hele klomp beursfondse. In die bruine gemeenskap moet jy bid dat die kind by graad 12 uitkom en goed genoeg slaap en slaag, om by slaap ook, ja. Want ons luister musiek die hele dag. Die musiek word nooit afgeskakel by die bure nie. Die musiek in die taxi waarmee die kinders skool toe ry, klop, koep. Hoe gaan hy kind konsentreer? Hoe slaap die kind in die aand? OK, volgende oggend skool toe. Wat jy dan vind is, terwyl ons worry oor beursfondse en die soort goed is daar 'n uitvalkoers in die bruin gemeenskap, julle is bewus daarvan. Is daar 'n onttrekking of 'n afwesigheid van 'n aptyt vir tersiêre onderwys? Dink gou daaraan. Die Afrikaanse Taalraad het vir Solidariteit se Navorsingsinstituut gevra om navorsing te doen oor tersiêre, Afrikaanse klomp goeters, en deel daarvan is tersiêre onderrig. Hoeveel? Dit is 2019 sensus, wat was die vorige een? 2011, 2022 het ons weer 'n sensus gehad. Dit is blykbaar baie twyfelagtige syfers daai, so kom ons werk op wat dit was met daai navorsing wat Connie Mulder in die Navorsingsinstituut van Solidariteit gedoen het vir die Afrikaanse Taalraad. Dit het gesê dat daar maar 5% is van bruin skoolverlaters in die algemeen. Julle kan nou dink aan hoeveel duisende dit is elke jaar wat tersiêre onderrig opneem. En omdat ons meestal hier uit die Afrikaanse omgewing uitkom, slegs 1,4% van Afrikaans sprekendes. Ons gaan nou vroeg September dalk nuwe syfers kry om te sien of dit verander het en hoe dit verander het sedert die 2022 sensus gedoen is. Maar ek kan vir julle nou al guarantee. Ek wou 3 monsters koop. Wat drink julle? Ek sien almal loop maar daai goeders dou voor dag. En dit hou hulle staande blykbaar deur die dag. En dan sien jy hier 11:15 gaat hulle. Ja. Maar ek sal koop wat jy drink as daar 'n wesentlike verandering aan daai syfers is. Dit is waar Kaapse Forum werk. Dis hoekom daar 'n behoefte was aan 'n organisasie soos Kaapse Forum. Dis hoekom ons daai kritiek wat steeds maar op sekere plekke soos hy mole uitdop, doodleef of wegskop. Nou gaan ek afsluit deur vir julle te vertel van die aanhaling wat ek reken wat meer dikwels gebruik moet word. Dis 'n aanhaling wat kom met Madiba se toespraak uit die beskuldigde bank in sy hoogverraad verhoor in 1964, waarna hy 27 jaar in die tronk was. Ons gaan nie terugloop op baie geskiedenis nie. Die aanhaling is: I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Dit was in 1964. Ek wil dit nou stadig lees en ek wil dit nou reg lees.
I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Dit was in 1964. In meer onlangse jare het die Mandela Herinneringsentrum 'n afskrif van daai toespraak beskikbaar gestel of bekend gemaak dat hulle dit het en dat Madiba daarby geskryf het, ek sal nou op die punt kom, vir 'n kameraad aan wie hy die afskrif gegee het. The invincibility of our cause and the certainty of our final victory are the impenetrable, impenetrable, julle kan dit, excuse, kan iemand met jou? Die ondeurdringbare, armor of those who consistently uphold their faith in freedom and justice in spite of political persecution. Ek wil goed twee goed herhaal. The invincibility of our cause en dan laastens in spite of political persecution. Wat julle doen, wat ons by Kaapse Forum doen ons vir 'n saak, en die saak is moedertaalonderrig, en vir opvoeding in die algemeen. Die political persecution, wat ek hier uit Madiba se aanhaling uithaal, het te doen met die kritiek wat ons kry. Vir wat wil julle dan nou moedertaal bevorder? Vir wat wil julle nou 'n Brein Afriforum begin? Vir wat werk julle net in breingemeenskappe? Onthou, Heinrich, armoede loop reg deur alle samelewings. Daar's ewen wit mense wat ook arm is. Dis waar. Maar ons is nie moeder Teresa nie, en ek dink sy is die een wat gesê het, Teresa. Wie sê Teresa en wie sê Teresa? Teresa. Dat jy my eerlikheid. Het gesê, jy kan nie die hele wêreld red nie, jy kan nie die hele wêreld red, dit so ons werk waar ons kan. En daar is 'n man vir wie ek baie groot respek het, Flip Buys, hy is die hoof van die Solidariteit Beweging. Hy sê, begin waar jy is, met wat jy het. Begin waar jy is, met dit wat jy het. En dan groei jy dit daarvan. Waarom anders sou daar hierdie ewige teenstand byvoorbeeld teen die Bela-wet wees, as daar uitvoering gegee sou word aan wat Madiba aan die beskuldigde bank gesê het in 1964, dat hy veg, dat sy geveg, sy stryd, was teen wit oorheersing van destyds, en ook teen swart oorheersing. Nou, jy het Madiba gesien, dit is die gevaar, dat wanneer vryheid kom, wanneer demokrasie kom, wanneer 'n verandering kom, 'n oorgang kom, dan besluit die wat oorgevat het, nou moet hulle oorvat. Sifuna zonke. Ons wil alles hê. Daarom probeer die ANC om 'n bepaalde taal, en ek het niks teen Engels nie, in ons kele af te druk. Ek sê dikwels vir die mense wat hulle kinders so, wat hulle noem Engels leer, julle moet pasop. As Engels vir julle hoor, gaan Engels 'n saak doen julle maak. As swart oorheersing in skole uiteindelik die doel is, dan is Engels as amptelik op skooltaal die voertuig wat gebruik word. En ons Afrikaanse kinders gaan survive, want hulle kan goeie Engels ook praat, omdat hulle gegrond is, geanker is, in 'n behoorlike moedertaal Afrikaans. Dit is makliker, weet julle baie beter as ek, om dan daai aanpassing te maak. Dis die massas swart kinders in die land, wat van ouma of gogo afkom, met Sotho, Tswana, Xhosa, Zulu, as hulle groot word taal, tot hulle by die skoolhekke instap, en dan deur Engels geklap word. Dis hulle wat gaan suffer. Moenie vir die ANC sê nie, want hulle gaan julle nie glo nie. So nie verbeterde onderwys, waarmee ek bedoel lees en leervaardighede nie meer hulpbronne nie sinvolle curriculums nie kleiner klasgroepe nie, groter dissipline nie. Dis nie die ANC se einddoel nie.
Daar's geen poging om die goeie wat maar behoue kon gebly het uit die verlede behoue te laat bly nie. Ons moet alles verander want ons is nou in charge. Is nie nodig nie. Nou mors hy alles op om te wys hy is in charge. 3 van die 6 of 6 van die 13, ek weet nie, akademiese hospitale, sê die minister van gesondheid, is tot niet. Jy kan geen dokter daar oplei nie. Hoe gebeur so iets? Want ons wil alles tot niet laat gaan, wat deur 'n vorige regering gebou is, sodat ons kan wys ons kan ook. En natuurlik daarmee saam kan ons weer 'n tender of 2 uitdien. Dit is nie eens 'n lagsaakkie nie. Dit is regtig hoe dit is. As jy vra, die luitie wat 'n bicycle ry, hy weet hy met sy ketting olie. Hoe kan die raadsamptenaar wat na die watersuiweringsaanleg moet omsien of vir die rioolwerke, hoekom onthou hy nie? Dit moet geolie word of gehersien, wat is die woord, in stand gehou word. Hy besef dit eers, en ek weet ons mag nou nie lelik praat hier vanoggend nie, maar wanneer hy dingers in die ven spat, letterlik, dan sê hulle, o genade, ons moet seker iets doen, het ryk of iets gebeur het. Dames en heren, ek sluit af, ek het gesê, ek gaan nie 'n lang storie maak nie. Waarom anders sou daar 'n behoefte aan 'n inisiatief soos MOS wees? As dit nie was dat die ANC byvoorbeeld vir hulle soos Milner van Oudtshoorn hou nie, en ek het reeds na die taalkwessie verwys. Ek het 'n 4-jarige dogtertjie, sy is so mooi soos haar ma en so snaaks soos haar pa. En so intelligent soos al twee van hulle. Sy kyk soos kinders van daai ouderdom, en ek het 'n broertjie dood daaraan, hierdie YouTube video's van, dis bloeie hulle die hele dag en wat ook al, maar wanneer sy by Derry kom, dan weet sy, ons kyk die stukkies, ons kyk goed wat opvoedkundig is, maar ook nou nie boring goeders nie. En nou het sy al in die gewoonte gekom, dat sy so, ek wil die tannie kyk wat oor die diere praat. En as dit nou die tannie wat oor die diere praat, ek is 'n leeu, ek ook maar agterna, ek is 'n olifant, Terry is 'n olifant. Weet julle hoe lieflik dit is? Want ek het met al die kere wat my naam op 'n geboortesertifikaat verskyn het, nooit daai ervaring gehad. En Hannes van Kwela het dit goed gedink om in 'n onderhoud die ander dag aan huis te vra. Hoor jy handig en dan verstaan ek geen Steve of my dit iets in gebeur. Ek sê, wel Steve, kyk, laat ek net eers dit oor Steve sê, mense wil dit nou nie, wil jy moet dit sê nie, want hy het nou vir hom in die politiek gaan begewe en dit is 'n morsigheid. Maar Steve is 'n baie goeie, uitstekende sanger. Steve het aan ons bekend geraak as 'n briljante akteur. Steve skryf die boeke wat jy oor en oor wil lees. Nou praat niemand meer daaroor nie, want hy het nou hierdie vlag ding en die stem wat hy oor dit. Dis mos alright. Dis mos sy reg om dit te doen. Maar hoekom beteken dit nou mag jy ook nie praat oor daai song van hom Josephie? Want as hy en Demi Moore Islands in the Stream sing of wat is die meisie se naam? Maak ook nie saak nie. Is dit sy? Was dit Amanda? Ja, Amanda. Ja, kyk, julle weet, maar julle praat seker ook hier daaroor nie. Toe sê ek, Hannes, maar jy kan nou nie, ek moet maar die vraag antwoord, ek het gesê, vraag wat jy wil. Toe het ek daar gesê, wat ons gemeen is dat ons sorg vir ons kinders. Okay. En in 'n land met afwesige paas, en daai probleme kom ook klaskamer toe, né? Kan ek vinnig net hierdie byvoeg, ek weet my tyd is verstreke. Hoe gebeur dit dat 'n ma, soos in die Jocelyn Smith geval, skuldig bevind word daaraan dat sy haar kind verkoop het, ontvoer het? Hoe gebeur dit dat 'n ma, soos in die geval van Jaden Lee Meeks in Johannesburg, so waaragtig nog vir die polisie op die dag sê, julle moet nie binnekom soekie, julle moet naar buite gaan soek, slegte goed wat julle is, gaan kry my kind. En dan staan sy in die beskuldigde bank, dat sy haar 11-jarige seun na bewering vermoor het, en dat Kelly Smith haar 6-jarige dogtertjie. So vergewe my dat ek daaroor praat, as deel van dit wat daagliks in die breingemeenskappe ingebeur. Maar onthou nou, Jaden Lee se afwesigheid in daai skoolbank in sy klaskamer, het ook 'n traumatiese uitwerking
op die kinders in daai klaskamer en in die skool. Jocelyn Smith se klasmaat het steeds haar plekkie daar, waar hulle wag vir haar, sy gaan terugkom. So daar is soveel lae van goed wat aangespreek moet word. En daarom is dit vir my so wat is die woord, as jy mens mooi moet praat, 'n pyn in die sy, as die regering krap waar dit nie jik nie soos ons sê. Daar is soveel goed waaraan hulle moet aandag gee. Maar wat jy doen is, nee, jy bou hier 'n groot ding, daai groot tente, en dan is daar ligte en balloons, Tola sal gesê het, balloons en popcorn stands en vlaggetjies wat die kinders waai. Dan kom jy binne en sien jy, daar is nie fondasie nie. Ek het hier gesê, Jussie, dit klink dan verskriklik polities en ideologies, dat ons ongelukkig ook hedendaagse hensoppers het, wat anders ding, wat glo Engels gaan hulle kinders verder bring. Dit veroorsaak taalverwarring, swak prestasie en nog soveel meer. Hier staan ek vanoggend as Ivory se pa, as 'n bewys daarvan, dit moet ek sê, voordat ek by die verwysing kom. Nou vind ek mos uit as ons Caledon plaasomgewing, ons ry agterpad deur Maners toe, die hemel en aarde pad, en dan, want ek glo dit gaan help, as die groot besluite geneem word eendag, ek het die pad baie gery, so ek, dan sien sy 'n cow, dan sê ek, en wat so 'n cow in Afrikaans weet? 'n koeinerie, en dan sien sy 'n blauwkraan voel, dan is dit nou 'n bird, dan sê ek, en wat so 'n bird in Afrikaans wees? 'n voëlderie! En dan maak sy moe, en kwek, kwek, en die skape, meh, en dis so ons het, so, die skade wat YouTube aanrig, herstel Derry op die pad, op die hemel en aarde pad, deur vir haar te vra vir die vertaling. Want sy laat maar nie vir my die dag kom sien, ek sê, dit pla my dat ons kind in 'n sin 'n Engelse woord of twee ingooi. Sy sê, Derry, ek is nou lus vir 'n banana. Banana? Haar ma sê, ja, Heinrich, ten minste weet sy 'n banana is 'n pisang. Ek sê, maar ek hoor aan die pisang sê nie. Nee, so as jy nou vir my banana vas, ek sê, wat sê jy? Ekskuus my kind? Kan ek 'n pisang kry asseblief, Derry? Hy sê, natuurlijk, ek wil 2 gee, maar jy vir my ook 'n stukkie gee. Ek staan hier as Ivory se pa, ek staan hier as 'n bewys dat jy as 'n breinarm Afrikaans sprekende kind wat sy voorskoolse onderrig letterlik onder 'n plaaslorry ontvang het, in die koelte van die lorry, moes ek gesê het, kaalvoet in hierdie soort koue wat ons die afgelope tyd ervaar, laerskool toe geloop het, uit asem die matriek gekom het, tersiêre onderrig in 'n Engelse omgewing ontvang het, vir jouself 'n rol of 'n plek in die samelewing kan jy oop maak, oop dink, oop praat, oop doen. En sodoende eie staanplek inneem van waar die ander probeer help om ook hul voete te vind. Dankie vir die geleentheid, De Wet en Rudolf en die res van julle vir die om met julle te kan praat, en dankie vir en voorspoed ook met die werk wat julle by Mos doen elke dag om geleenthede vir veral Afrikaans sprekende kinders te ontwikkel, sodat hulle eendag kan meedoen aan die bedoeling van Madiba se woorde, deur onderwys te gebruik as 'n kragtige wapen om die wêreld ten goeie te verander. Besoek gerus ons webwerf kaapseforum.co.za. And I thank you very, very much.